weer noem dat ons die reeks oor Abraham vir hierdie vakansietyd en lang naweke onderbreek, sodra ons weer in groter sterkte by mekaar is, sal ons by die reeks voortgaan. Daar is nog so 9 boodskapies wat wag. 1 Korintiërs hoofstuk 3, en kom ons lees vanaf vers 9 tot en met vers 15 aan u voor. Glad nie 'n onbekende gedeelte nie. Ons lees dit deur, en ons vra dat die Here dit wat ons lees aan ons harte moet kom seën. 1 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 9, lees hy die ou vertaling van die Bybel, baie naby dieselfde in die nuwe vertaling as hy dit saamgebring het. Paulus sê, want ons is medewerkers van God. Beteken ons werk met God saam. Die akker van God. Ons is die land waarin God werk. Dan sê hy, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, werk, sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon hom. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Net tot sover die voorlesing uit die onfeilbare woord van die Here. In my gebed, liewe gemeente, het ek aangehaal dat liefde die dryfveer was in die hart van God, om sy geliefde seun van sy hart af weg te skeur, om na hierdie sondebelaaide aarde toe te stuur, en om 'n wreed dood te laat sterf, sodat ek en jy kan lewe. Liefde, niks anders nie, was die dryfveer. Ek weet nie wat daar was om God lief te hê nie. Hoe kan 'n mens iemand lief hê wat jou wat opstand en rebellie teenoor jou staan? Hoe kan jy iemand lief hê wat sy rug op jou gekeer het, wat van jou niks wil weet nie? Maar is daar die onweerstaanbare liefde van God, wat die mensdom kom omvou het, en ons het daarop wil sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Liefde was al die dryfveer. En nou het ons gered. Nou het ons kinders geword van die Here, uit genade gered. Nou behoort ons uit dankbaarheid vir daardie redding, vir hom te werk, sy opdragte uit te voer. Ons behoort ook uit liefde terug te gee, wat hy vir ons gegee het. Maar ongelukkig, werk dit by baie kinders van die Here se lewe nie so nie. Dat ten spyte van die geweldige duur belegging wat God in hom kom maak het, neem hy die Here aan as verlosser, en raak hy onverskillig oor sy gees, met respek gesê, 'n flenter om hoe hy leef. Teenstrydig met die opdrag wat ons gepas gelees het, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. En daarom moet die Here nou iets anders gebruik, om ons aan te spoor, om hom gehoorsaam te wees. En dit is nie dankbaarheid nie, maar vrees. Daarom wil ek met u praat oor vrees as Christelike motivering. Ek het verlede week 'n klompie maatskaplike werkers, eintlik die vorige week maatskaplike werkers, nou is 'n paar aanplaas en so, daar in Bethlehem toegespreek, juis oor motivering. En daar het ek vir hulle gesê, dat op aarde is die swakste vorm van motivering. As die baas sê, jy doen dit of, dan doen ek dit, maar die oomblik as die baas nie daar is, dan gee ek nie meer om nie. As die kat dan weg is, dan word die muis baas. Swak vorm van motivering.
Maar weet jy, wanneer dit by die dinge van die Here kom, is dit asof God deur vrees vir ons wil dwing om te doen wat ons nie bereidwillig is om uit liefde en uit dankbaarheid te doen nie. En dis 'n jammerte, maar dis waaroor ons moet praat. Wanneer iemand ternouernood aan die dood ontkom, 'n ongeluk of wat ook al, dan besef hy dat 'n vrees van hom besit nie. Ek onthou as jong vakleerling in die lugmag, 'n aand nagvlug. En wanneer die vlieënier nou iets nodig het, was dit die reël dat jy agter om die vliegtuig se vlerk moet loop en van agteraf opklim om te kyk wat aangaan. Maar jy weet, wanneer 'n mens mak raak vir enige werk, dan doen jy dit wat jy nie moet doen nie. En toe die vlieënier my roep, het ek sommer van vooraf net so op die haverd met die bedoeling om op die vlerk te spring van vooraf. En dit terwyl die engine volspoed hardloop. En omdat dit donker was, het ek nie die oliekol op die band gesien nie, en toe ek trap, toe gly ek onder die lugskroef in. En rakelings, ek praat van millimeters, is daar die geweldige lugskroef hier by my kop verby. Dit het my hare getref. Ek was 'n speldepunt van die dood. En net 'n vrees my oorweldig, wat sou gebeur het as my skroef, of as my kop in die skroef sou gekom het. Vrees is universeel. Dis algemeen. Dis die eerste emosie wat in 'n mens, in 'n jong kind begin ontwikkel. Vir 'n babatjie kan jy maar 'n slang of 'n spinnekop voorgee, hulle sal hom in die mond druk. Maar wanneer vrees begin ontwikkel van 'n klein tyd af, dan is daar sekere dinge wat hulle vrees. Jy sien, wanneer ons gebore word, het ons 'n ingeboude, het ons vrees as 'n ingeboude stukkie toerusting in ons. En soos wat kennis van bedreigende situasies begin toeneem, ons weet dis 'n slang, ons weet dis 'n spinnekop, begin die kapasiteit vir vrees ook toeneem. Dit beteken eenvoudig dat vrees mettertyd binne in ons groei. Maar al wat vrees vir my sê is, vrees is 'n waarskuwing dat gevaar op pad is. Vrees spoor ons aan tot as ek 'n leeu sien, hardloop ek 122,3 sekondes, want ek kry skielik spierkrag en ek kan wegkom. Dis wat vrees aan 'n mens doen. Maar nou kan 'n mens ook daarvoor dankbaar wees. Want ek dink sonder vrees sou ons lewens totaal geruïneer wees. Ek wil dit net vir 'n oomblik vergelyk met pyn. Pyn is een van die mees onaangename dinge wat 'n mens ooit kan ervaar. Omdat as ek 'n skakelaar gehad het wat pyn aan en afskakel, sou ek hom permanent af hê. Want ek wil nie pyn ervaar nie. Tog het pyn 'n edele funksie. As ek my hand op 'n warm stoofplaat sit, dan ruk ek weg. Want pyn sê vir my, daar's gevaar, ruk weg. En omdat ek die vermoë het om pyn te ervaar, is my liggaam redelik behoue. Dink aan die vervlenterde liggame of die verminkte liggame van mense, as daar nie so iets soos pyn was nie. Pyn is nie aangenaam, maar het 'n edele funksie. Pyn beskerm die liggaam. Maar luister mooi. Ek het nie net 'n liggaam nie. Ek het ook 'n siel. En my siel het ook 'n soortgelyke meganisme, en sy naam is vrees. Wat pyn dus doen vir die liggaam, doen vrees vir die siel. Want jy sien, vrees is 'n emosionele prik in die hart. Dis 'n prik in die gemoed, en dit wys, hier is gevaar op pad. En nou weet ons dat vrees altyd verband hou met die toekoms. Die klokkie van vrees begin lui in my binneste, weet ek, daar's gevaar aankom. Dit spoor my, sê ek, weer aan tot aksie. Nou hierdie vreesmeganisme in my en in jou, sal 'n baie edel funksie verrig en vervul, as dit 'n vrees vir God by my kan bewerkstellig. Mense siele is eintlik in groter gevaar as 'n mens se liggaam. Daar is ook geestelike gevare in hierdie wêreld. Hoor wat sê Jesus. Hy sê by geleentheid, moenie bang wees, moenie vrees vir hulle wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie.
maar nou, wat nadat hy die liggaam doodgemaak het, by magte is om die siel in die hel te verderwe. Die hel is 'n vrees vir die siel, is 'n gevaar vir die siel, en daarom is daar vrees. Maar vir die kind van die Here, wat die hel nie hoef te vrees nie, is daar 'n regterstoel van Jesus wat wag. En God wil prediking van die woord vir my en vir jou 'n vrees kom inboesem vir daardie dag dat ons voor hom gaan staan. Wanneer die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 31, vreeslik, is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Dan moet ek besef dat die Bybel nie verniet daardie bepaalde woordkeuse gebruik nie. En wanneer in Hebreërs 12 is 'n verterende vuur, moet ons besef dat ergens in ons binneste 'n vrees sal moet ontwikkel vir God. Luister na Psalm 112 vers 1. Kyk die woord wat hy gebruik, wel geluk salig. Is wie? Is die man wat die Here vrees. Wat groot welbehae het in sy gebooie. U sien, vrees vir God gaan gepaard met die hou van God se gebooie. Nou sê die Here, as ek gelukkig wil wees, moet daar 'n vrees vir God in my hart wees en moet ek sy gebooie onderhou. Vrees vir God dwing ons in die wil van God in, omdat liefde en slaag nie. Psalm 128 vers 1 sê, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Weer 'n keer, die vrees vir God saam met die Here sinoniem in die Bybel. Kom ek sê vir u, dit is vrees en nie liefde nie, wat my en jou gaan dwing oorgawe aan die Here. Psalm 111 vers 10 sê die vrees van die Here gee, of is die beginsel van wysheid. Weet jy waarom het Abraham sy seun Isak geoffer? Nee, dit was 'n opdrag van die Here natuurlik, maar waarom was hy gehoorsaam? Iemand het gesê, sy seun was 'n tiener, so dit wees nie. Maar luister mooi. Abraham, lees ek in Genesis 22 vers 12, het God gevrees. En daarom het hy 'n ding gedoen wat 'n mens van nature nie sou wou doen nie, om jou kind te offer. Hoekom? Omdat hy God gevrees het. Vrees het hom beweeg om dit te doen. Petrus kom in 1 Petrus 1 vers 7. En as julle hom as Vader aanroep, ek en jy roep hom as Vader aan, wat sonder aanneming van persoon oordeel volgens elkeen se werk. So hier sê Petrus, as ek en jy die Here as Vader aanneem, wat eenvoudig ons werke gaan oordeel, hier is die opdrag. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. God sonde van Petrus, as ek die Here as my verlosser het, moet ek uit vrees vir God op aarde wandel. Die volgende hoofstuk in 1 Petrus 2 sê Petrus ook, vrees God. Hoekom? Hoekom moet daar 'n vrees en 'n ontzag vir God in my lewe wees? Omdat God my en jou werke beoordeel. Die apostel Paulus sê in 2 Kronieke 7 vers 1 hierdie woorde. Hy sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Paulus sê, kom ons kry klaar met sonde. En wat dan? En laat ons die heiligmaking van God volbring. Dit verbaas my dat kinders van die Here nie sonde wil los nie. Dit sou wonderlik wees as liefde en dankbaarheid in my hart vir my sou aanspoor om die gebooie van die Here na te volg, om sy opdragte te gehoorsaam. Dit sou wonderlik wees as ek die Here dien omdat ek hom liefhet en omdat. Maar dis nie die rede waarom ons hom dien nie. En dit is dalk die rede waarom ons hom nie dien nie. Hoekom onderhou ek en jy die aardse wette? Hoekom betaal ek en jy belasting? Omdat ons baie geld het? Omdat ons die regering ondersteun? Omdat ons 'n visie en 'n
passie het, om dinge te laat gebeur, betaal ons, nee, daai ontvanger moet dit amper uit my uitwurg, want ek wil so lank as moontlik hou, maar hoekom betaal ek op die ou end? Uit vrees, vir vervolging, en dis waarom ek by 'n rooi lig ook stil hou, nie oor ek die spiekops lief, maar uit vrees vir vervolging. En dan gaan die apostel Paulus verder in 2 Korintiërs 5 vers 10, en hy sê, ons moet almal, sonder uitsondering, almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons kan ontvang wat ons deur die liggaam gedoen het, of dit nou goed is of kwaad. So waaroor gaan dit eintlik? Die Bybel sê, ons goeie werke, en ook ons slegte, gaan bymekaar gemaak word, en wanneer die dood intree, of wanneer die Here op die wolke kom, gaan daardie sak, bagasie, bondel, werke, die goeies en die slegtes, gaan uitgeskit word voor die troon van God, en God gaan daarna kyk, en my beoordeel. En weet jy, dis wat Paulus bang gemaak het. Bang dat hy in die volgende vers, in 2 Korintiërs 5 vers 11 sê, hy sê, omdat ons die vrees van die Here ken, probeer ons om mense te oortuig. Wat dink u het gemaak dat Paulus homself feitelik uitgebrand het in Asië? Wat het hom gedring? Wat het hom beweeg? Sy liefde vir reis, liefde vir die tronk, sy liefde vir 'n pak sla, stokke, sy liefde vir klippe wat hom stenig. Was dit daardie dinge wat gesê het, ek sal gaan, want ek is lief om gestenig te word? Nee. Wat Paulus gedryf het, was 'n vrees vir die regterstoel. Hy het geweet, alles wat ek op aarde doen, gaan deur God getoets word. Wanneer 1 Korintiërs 4 word dit bevind dat van bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word, moet ons besef dat die Here jou en my aanspreek en dat hy 'n meganisme soek om ons te dwing en te dring om te doen wat hy van ons vra. By geleentheid was daar 'n beskuldigde wat hof gebring is vir sekere oortredings. Maar die man se voordeel is dat hy 'n goeie advokaat telkens kon bekostig. En wanneer hy daar voor die regter kom, het hierdie knap advokaat elke keer op tegniese punte om losgekry en hy het vry uitgegaan. En maar net weer 'n lisensie ontvang om weer te oortree, want ek het 'n advokaat waarop ek kan staan. En toe hy weer oortree. En die advokaat besoek, toe sê hy is nie meer 'n advokaat nie. Hy moes toe terugval op die tweede beste wat hy gedink het en 'n ander advokaat gekry en sy hart aan hom openbaar en gesê, jy moet my asseblief hier uitkry. Toe hy daar voor die regbank staan, die regter kom ingestap met sy rooi toga, sy verskrikking op, dat dit sy vorige advokaat was, wat hom deur en deur geken het, wat intussen regter geword het, en nou op die regbank sit. Hierdie man se hart het in mekaar gekrimp, maar daar was 'n tikkie hoop. Gaan hierdie man, wat my soveel keer verdedig het, my vandag begenade, maar toe hy skuldig bevind word, toe daar die regter aan hom die swaarste denkbare vonnis opgelê. En hierdie man het in benoudheid daar in die hof uitgeroep, maar u edelik, ken u my dan nie? Kan u my nie onthou nie? U het my soveel keer in die verlede losgekry, help my. Aan die regter. Hy sê, die vorige kere het ek jou verdedig na die beste van my vermoë. Ek het jou verdedig met alles wat in my was. Maar nou is ek jou regter. En nou straf ek jou met alles wat in my is. Die Here Jesus, wat tydens die kruis en niks terughou het om jou en my te red nie, is vandag ons advokaat, ons middelaar, ons pleitbesorger. Hy is die een wat intree by die Vader vir jou. Hy is die een wat toe die Vader jou moes verdelg van jou sonde, gesê het, Here, ek slaan my rug, maar ek sal dit vat in sy plek. Hy is tot vandag jou middelaar, jou pleitbesorger. Hy tree vir jou elke dag in by die Vader, dit sê sy woord.
Maar as die dood jou vandag tref, of Jesus kom op die wolke van die hemel, dan verander hy in een oomblik na jou en my regter toe. Dan sit hy op die regbank. En wat gaan u dink van 'n regter wat jou motiewe ken, van jou weet? Daarom sê die Bybel, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En daarom kan ek as kind van die Here nie in hierdie wêreld nou ontspan en tot rus kom en sê, ag, ek sing so dikwels in die kerk, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wonderlik om dit te sing. Maar as jou vriend egter word, ek moet dit weet. En ek moet nie ontspan en dink dat omdat hy nou my vriend is, dat hy minder sag met my gaan werk, of minder hard met my gaan werk, wanneer ek eendag voor hom te staan kom. Hebreërs 12:29, onse God is 'n verterende vuur. Ons werk doen net op hierdie aarde, of dit goed is en of dit sleg is, word in sakke bymekaar gemaak, en daar gaan 'n dag aanbreek dat daardie sak voor God uitgeskit gaan word. Nie net my werke nie, ook my motiewe wat aanleiding gegee het tot hierdie werke. Ons dade in die verlede gaan ons toekoms bepaal. En dis presies wat ons gelees het in 2 Korintiërs 5, voor die Here verskyn. En wanneer ons daar staan, gaan dit wat ons uit die Here se woord gelees het, in vervulling tree. Ons het mos nie geluister na die waarskuwing, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou nie. Ons het maar gebou soos wat ons wou. En nou kom hy en hy sê, as iemand op die fundament bou, goud, silwer, hout, hooi, stoppels. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak sal word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. 4 opmerkings uit hierdie gedeelte. Luister, opmerking. Hier word nie van sondaars gepraat, wat met God en sy gebod niks te doen wil hê nie. Hier word van kinders van die Here gepraat. Ek blaai 2 blaaie terug, om te kyk met wie Paulus praat. En kom ek lees vir u met wie hy praat. 1 Korintiërs 1 vers 1. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Luister, aan die gemeente van God aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van die Here Jesus Christus in elke plek aanroep. God praat hier met mense wat hom ken, wat bely dat hulle bloed gewas is, wat daarop aanspraak maak dat hulle hom aangeneem het as verlosser, en praat met kinders van die Here. En dis vir kinders van die Here wat hy sê, die tweede opmerking in hierdie gedeelte, kinders van die Here, julle kan 2 soorte lewens lei. Dis 'n keuse, God kies nie vir ons. Ek kan 'n verkwiste, moedswillige geestelike lewe lei, my nie 'n flenter steur aan God se opdragte nie, geen probleem nie, dis my keuse. Maar een ding moet ek weet, ek gaan voor God staan. Of, ek kan 'n lewe lei, uit vrees vir God en uit dankbaarheid vir God, besig om sy opdragte uit te voer elke dag van my lewe, en my op aarde gereed te maak vir die dag wanneer ek vir hom kom, en my werke, my gesindhede getoets gaan word. Dan weet jy wat is 'n derde opmerking uit hierdie gedeelte? Dit wat ons hiervan lees, is nie 'n privaat insident, ter geslote deure van 'n hofsaal plaasvind, en naas die Here, en hier is ek en hier is niemand anders. Dis 'n openbare aangeleentheid, dis 'n publieke aangeleentheid, alles gaan uitkom. Dit wat in die geheim gedoen is, gaan op die dakke verkondig word. Die diepste motief van my hart, wat niemand geweet het nie, gaan geopenbaar word, want alles is oop en bloot voor hom wat op die troon sit. Dis hartseer. Dat skielik moet ek my hart voor God ontbloot en uitskik elke werk, goed kwaad, elke gesindheid. Dit gaan daar gebeur. En dan lees ons die volgende 2 verse. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As ek werke gebou het van goud, silwer en edelgesteentes, wat gaan gebeur? Dit gaan suiwerder uit daardie vuurtoets uitkom. Maar as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Wat se werk gaan verbrand word?
Werk van hout, hooi en stoppels het ons gelees. Die stoele of die kerkbanke waarop u sit, is houtwerk. Dis nuttig, Here, dis wonderlik om dit te gebruik. Die orgel, die klavier, die kansel, dis houtwerk. Maar weet jy, hout spreek van vergange lewe. Die boom is afgekap, sy lewe is van hom ontneem. Wat oorbly is hout? Hooi, stoppels, miskien nuttige, diensbare dinge, maar as dit in die vuur gaan kom, gaan daarvan niks oorbly nie. Gered, sê die Bybel, ja, ek gaan hemel toe. Maar soos deur vuur heen. Soos wanneer my huis afbrand. En ek kan nie naby kom om iets te red nie. En ek sou waag om iets kosbaar net uit die huis te gaan haal, en ek sê, gered asof deur vuur heen, alles brand af. Raak dit u nie? Weet jy hoekom moet dit ons raak? Want vuur op die aarde is erg. Hoe dink u, hoe erg moet vuur in die hemel nie wees nie? Ja, maar die vuur is in die hel. Dis waar. Die Bybel sê die Here het die poel van vuur berei vir die duiwel en sy engele, en hy gaan ook mense daarin sit wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is. Met ander woorde, onbekeerde mense gaan hel toe, maar hier praat die Bybel nie. Hy praat met kerkmense, hy praat met Christenmense, hy praat met kinders van die Here, gelowiges wat onverskillig is oor hulle geestelike lewe. Wat nie bou nie, maar brou. Dan sê ek, vuur op die aarde is erg. Vuur in die hemel, nog erger. Waar my en jou motiewe, ons gesindhede, ons werke voor hom getoets gaan word. Prediker hoofstuk 12, vers 13 en 14 sê, vrees God en hou sy gebooie, want, hier is die rede, God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, al die verborgde dinge, goed of sleg. Luister, deelte het ons nou vanmôre ten minste 4 dinge gelees. Ons het gelees oor vrees, ons het gelees oor werke, ons het gelees oor 'n oordeel wat kom, en oor die gevolge van daardie oordeel. En in die lig daarvan wil ek vir u vra, wil jy, kom ons los die wil jy, kan jy bekostig om te sterf, soos wat jy huidig? Kan jy bekostig om te sterf, soos wat jy huidige leef? Job sê, soos wat die boom val, so bly hy lê. En soos wat ek op aarde leef en sterf, so staan ek voor God. Ek het laas Sondag gesê, daar's niks, die dood het geen misterieuse mag om my gesindheid teenoor die werk van die Here skielik nou te verander. Nou dat ek voor hom kom, die werk te doen. Nee, nou is die tyd. Wanneer 'n fotograaf 'n film ontwikkel, in plaas het daardie film of die foto in 'n vloeistof wat ontwikkelaar genoem word, hy ontwikkel daardie film tot op 'n punt, dan haal hy dit uit, en dan sit hy dit in 'n ander middel, wat hom daai beeld vaslê, wat hom fikseer letterlik op daardie papier. Weet jy wat? As hy hom voor die tyd uithaal, en hy sit met 'n onderontwikkelde foto, kan hy nie na die tyd dit weer regmaak. Die aarde waarop ek en jy lewe, is die ontwikkelaar waarin God ons kom plaas het. Dis die ontwikkelingsarea, en God gee vir ons een leeftyd na ons bekering, om te ontwikkel, om geestelik te groei. Ek sê so, die tuin het nie 'n keuse nie, jy plant hom en hy groei, maar 'n kind van God het 'n keuse, hy kan God se groei weerstaan in sy lewe, hy kan sê, ek wil nie bou nie, ek gaan volhard om te brou. Doen dit, maar ek gaan voor God staan. Hier op aarde bied God geleenthede vir ons. Hier op aarde is ons in die ontwikkelaar vloeistof. Kom daar pyn en smart en hartsmyte te laat ontwikkel. Maar as ek misbruik maak van die geleenthede om te ontwikkel en ek sterf, vind daar nie verdere ontwikkeling plaas nie. Ek gaan onderontwikkeld voor God staan. Weliswaar gered word, sê die Bybel, maar soos deur vuur heen. Ek wil weer vra, kan jy bekostig om te sterwe en voor God te staan, soos jy vanmôre lewe? Is wat jy moet regmaak. Is daar nie iets? Al liefde kon dit nie tot op datum doen nie. Dankbaarheid kon dit nie doen nie. Sal 'n vrees vir God, 'n vrees vir die regterstoel van Jesus nie maak, dat jy gaan sê, ag Here, kos wat dit wil.
fooie en u opdragte gehoorsaam, ek gaan leef, ek gaan bou, goud, silwer en kosbare stene. Mag die Here vir u help, en mag hy vrees gebruik, om u te motiveer. Here, ek gee oor aan u. En dan moet u nie dink, dis moeilik. Jesus sê, kom na my toe. As iemand vermoeid en belas is, as jy moeg en oorlaai is, kom na my toe. Ek gaan vir jou rus gee. God is nie 'n slawedrywer nie. Hy wil vir ons rus gee. Dan sê hy, neem my juk op julle en leer van my. Hy sê, dan gaan julle rus van vir julle siele. Laat dieselfde gedeelte. Sy gebooie is nie swaar nie. Sy juk is sag en sy las is lig. Dis omdat ons dit nie wil dra nie en rebels raak, wat dit moeilik maak. Maar kom onder die juk van God in en u gaan ervaar wat hy vir u gaan. Amen. Kom ons sê dankie. Lierbare Here, baie dankie vir ons saamwees vanmôre. En dankie vir die woord wat na ons kom volging op die prediking van verlede week. Nou wil ons vra, Here, ons het gehoor. Ons wil gehoorsaam wees en doen. En ons wil uitgaan en besef, ons het nog net 'n gedeelte van een lewe oor. Gee dat ons dit sal belê in God se koninkryk. Gee dat ons dit kragte, sodat wanneer ons sterf, of wanneer die basuin van God in die hemel gaan weer klink, ons gereed sal wees om voor u te verskyn, soos wat ons gelewe het. Baie dankie. U help vir ons in Jesus se naam.